Goeiemôre aan almal, baie welkom by ons Goeie Vrydagdiens. Dit is vir ons 'n groot voorreg om julle hier te hê vanoggend. Ons het spesiaal custom-made hasies hierso wat vir julle bietjie paaseiers kom gee. So julle is welkom om enetjie te neem en dit te geniet. Ons praat net 'n oombliekie en dan maak ons iets stil en ons besef waarom ons hier is vandag. Ja, die dinge gaan oor Jesus Christus, maar ons soveel meer wat dit vir ons beteken as net Jesus Christus. Maar daaroor sal ek uitbrei sodra ons die boodskap lewer. Ons begin gou die diens net met gebed. Ons sluit met hulle oë asseblief. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons hier as gemeente kan saamkom, Here. Here, dankie vir elke persoon wat hier sit, wat vandag hier is om U te herdenk, Here. Om te dink wat U vir ons gedoen het, Here, die opoffering wat U vir ons gemaak het. Here, dit is so groot voorreg as Christene om hier te kan sit vandag en te weet dat ons God leef. Dit is so groot voorreg om te weet, U het U lewe gegee vir elkeen van ons. Die enigste ding wat in U gedagtes was op daardie oomblik, was ons. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Dankie is 'n baie klein woordjie en ons sal U nooit kan vergoed vir dit wat U vir ons gedoen het nie. Maar ons kom vanoggend met opregte dankbare harte. En ons vra dat U ieder en elk van ons sal raak sien, Here, en by elkeen van ons sal stil staan. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Julle is welkom om te staan.
Sterk 'n groot voorreg om die Here se naam te kan groot maak, so openlik en net so 'n bietjie 'n oomblik stil te staan by hom. Julle kan maar julle sitplekke inneem. Groet gou net die persoon langs jou, agter jou. Sê net hallo. Daar sy. Dis maar lekker om in die huis van die Here te wees. Jy weet, ons gedenk eintlik vandag 'n baie spesiale ding. Ons gedenk vandag 'n baie spesiale, ek wil amper sê 'n turning point in ons geloof. Maar ek wil nie vandag stil staan by die kruisdood van Jesus Christus nie. Weet, ons almal is bewus van die kruisdood en dit is waaroor elke Paasfees se preek gaan, is die kruisdood. Maar ek wil vandag stil staan by iets heeltemal anders. Ek wil vandag praat oor die belangrikheid of die toepaslikheid van nagmaal op ons moderne Christene. Waarom is daardie nagmaal wat gebeur het voor die kruisiging steeds belangrik? Hoekom is dit steeds relevant? So vandag wil ek bietjie stil staan by die brood en die wyn en die aksie wat Jesus gehad het voor sy kruisiging wat vir ons as Christene tot vandag toe in gebruik is. Nou, ek wonder baie keer, jy weet, as mens stories lees in die Bybel van Jesus wat die water in wyn verander het en die bruidegom was baie beïndruk, want dit was nou die lekkerste wyn wat hy nog ooit geproe het. Dan wonder ek baie keer, hoe was die wyn in daai tyd? Jy weet, is dit dieselfde as wat ons vandag het? Dat my dink, en ek het 'n tannie gehad, julle baie laat daar vrou, maar sy het ook gehou van shortcuts. So, as sy nou die dag 'n ete by haar huis gehou het en daar was nou nie noodwendig tyd om wyn te gaan kry nie, het sy sommer, jy weet, gou daar bokswyn daar by Checkers gaan kry, net die bottels wat sy gehad het, die fancy bottels volgemaak. En dan sal die gaste, jy weet, is nou die laat daar mense en dan toel hulle daai glase so en dan ruik hulle die wyn en sê, "Waar het jy hierdie gekry?" Dan sê sy, "Ag nee, sommer op my trips." Maar sy het net nie genoem dat dit die trips na Checkers se winery toe was nie. Maar die volgende oggend het hulle verseker gevoel daar was nie bierwyn nie. So dit laat my nogal dink aan hoe die gebruiklikheid van dit was in die Bybelse tyd. Waarom is dit steeds relevant vir ons vandag? En hoekom is dit juis relevant vir vandag? So ek gaan begin by die betekenis van nagmaal. Nagmaal ook bekend as Eucharistie of die Here se maaltyd behou in moderne tyd is sy kernbetekenis as 'n sentrale handeling van die Christelike geloof. Ten spyte van veranderde kulturele kontekste, die doel daarvan is veelvlakkig en fokus op herdenking en gemeenskap, geestelike voeding en 'n toekomsverwagting. Nou as mens kyk na daai hele stuk wat ek nou gelees het, dan kan ons nie anders as om die vraag te vra, jy weet, dis generasie op generasie, waarom het die nagmaal bly staan? Hoekom het dit nie een van die gebruike geword wat net daar in die argiewe gesit is en ons doen dit nie meer? Nou kom ons lees eers uit die Bybel uit waaroor presies die nagmaal gegaan het. Daarna het Jesus die beker geneem en 'n dankgebed uitgespreek. Vervolgens sê hy, neem dit en deel dit onder mekaar. Want ek sê vir julle,
Ek sal beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, totdat die koninkryk van God nie ten volle gekom het nie. Jesus het ook die brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek en dit in stukke gebreek en vir hulle gegee terwyl hy sê: "Dit is my liggaam wat ter wille van julle gegee word. Gebruik dit ter herinnering aan my." En hy het dieselfde met die beker gedoen en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet word." Nou, hier is 3 dinge wat vir my baie uitstaan. En die eerste ding is dat Jesus sê, tot die volle koninkryk van God nie gekom het nie, sal ek nie weer van die vrug van die druiwestok drink nie. Wat beteken hy sê vir ons, daar gaan eers iets gebeur, voordat ek weer van die vrug van die druiwestok gaan neem. So dis 'n belofte wat God aan ons gee, eerstens. Die tweede baie relevante ding, wat Jesus vir ons sê, rondom hierdie stuk, is, doen dit ter gedagtenis of ter herinnering aan my. So Jesus sê vir jou, doen hierdie aksie met my in gedagte, want daar kom nog iets. Hierdie is nie die einde nie. En dan die laaste ding wat hy vir ons sê, wat vir my baie uitstaan, is hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet word. So, hy gee vir ons 'n bevestiging van 'n nuwe verbond, wat deur sy bloed, wat vir ons uitgegiet word, in werking gestel is. So, Jesus sê vir jou daar, my bloed het die prys vir jou betaal. Jesus het geweet wat kom. Jesus het geweet van die kruisdood wat op pad is. Maar hy het ook geweet dat daardie bloed 'n kosbare rol gaan speel vir generasies tot generasies tot generasies daarna. Nou die relevansie van nagmaal kan nie geïgnoreer word nie. So ek gaan begin deur om te sê, die doel van die nagmaal in moderne tyd is om gelowiges se fokus te vestig op Christus se kruisdood en versoening vir sondes, terwyl dit as tasbare herinnering dien aan God se genade en teenwoordigheid. Dit versterk geloof, bevorder gemeenskap, eenheid onder lidmate en roep tot selfondersoek en toewyding in die verwagting van sy wederkoms. Nou vandag kan ons sien as 'n baie sombere dag, want ons redder is aan 'n kruis vasgeslaan, hy is dood. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie, maar daar's daai sekere, as jy gehoor het van die dood van 'n familielid of iemand na aan jou, en jy gaan daardie persoon se huis binne, of jy gaan binne in die teenwoordigheid van die mense naaste aan daai persoon, is daar hierdie stilte. Ja, vir die awkward silence. En dis wat ons is vandag, is vir die stilte, die somberheid. Ons redder is aan 'n kruis vasgeslaan. Hy is dood. So wat nou? Wat het die Here vir ons gelos wat tasbaar is? Ek gaan aan deur om te sê, die nagmaal bring jou terug tot herinnering en fokus.
Te midde van die afleidings van moderne lewe, die nagmaal as 'n doelbewuste oomblik om stil te staan by Christus se kruisdood en die versoening van sondes, sien ons krag lê nie in groot gebare nie. En dit is die ding wat Christus ook wil hê, ons moet besef rondom die nagmaal. Is ons krag lê nie daaraan om so hard as moontlik te praise and worship, tromme te slaan, die grootste gebare te doen, die grootste hoeveelheid geld te gee aan liefdadigheid. Ons krag lê nie daar. Ons krag lê nie by die luidrugtigheid van die wêreld nie. Ons krag lê by stil word by ons Vader. Dis waar ons krag vandaan kom. Dit is hoekom die nagmaal steeds 'n relevante gebruik is in vandag tyd, want dit gee net daai oomblik wat jy stil kom en net weer dink aan Jesus Christus, wat hy vir ons gedoen het. Dit gee daai oomblik wat jy net in jou binnekamer ingaan en kan sê, dankie Here. Dankie Here dat ek nie verlore sal gaan nie, maar dat U vir my die ewige lewe beloof het. Dis daai oomblik, jy weet as jy regtig in 'n stresvolle situasie is en jy weet nie wat aangaan en al wat jy het is Here se hand om aan vas te hou. Dit gee vir jou daai sekerheid dat daar lê krag in stil word by die Here. Die Bybel stel dit so mooi in een baie kort versie, waar die Here sê, wees stil en weet dat ek is God. Nou, die ander ding wat nagmaal belangrik maak vir die moderne Christen is geestelike voeding en vernuwing. In 'n moderne besige lewe het nagmaal 'n oomblik van rus en refleksie. Dit maak ons opnuut bewus van die feit dat sonde geen houvas op ons het nie. Satan se taktiek, wat hy love om te gebruik, is die rol van aanklaer. Hy hou daarvan om by jou stil te staan en te sê, Christian, onthou jy daai tyd? Daai tyd wat jy gedoen het daar? Hy hou daarvan om jou te herinner van dit wat jy verkeerd gedoen het. Maar die nagmaal herinner jou aan daardie nuwe verbond wat Christus vir jou gesê het. Deur my bloed wat gestort het, is jou sondes vergewe. So maak nie saak hoeveel keer Satan by jou stil staan en vir jou sê, onthou jy daai keer wat jy so met jou pelle gedrink het? Onthou jy daai keer wat jy vir jou vrou gelief het? Onthou jy daai keer wat jy gesteel het? Onthou jy daai keer wat jy die waarheid so 'n bietjie gedraai het? Daar sê Jesus voor God en hy maak die boek oop en hy sê, Here, maar daar is niks geskryf nie. Want jy is vergewe deur die bloed van Jesus Christus. En daai vergifnis is elke dag vir jou beskikbaar. En dit is een van die belangrikste dinge van nagmaal, is net om jou te herinner. Die bloed is gestort, the price has been paid. Jy kan enige tyd jou sondes voor Christus bely, en hy sal jou witter as wit deur sy bloed was. Jy hoef nie in die aanklagte van Satan te leef. Hy het geen houvas oor jou nie. Hy gaan probeer en hy gaan jou kort herinner aan jou foute. Maar soos ek sê, if he reminds you of your past, just remind him of his future. Want dit is waarop dit neerkom, hy is reeds verslaan. So neem daardie belangrikheid van die wyn, van die druiwesap wat ons drink, en laat dit jou herinner, jy is skoon gewas. You are worthy to stand in front of the great I am.
Dan die ander belangrike ding is gemeenskap en eenheid. Die nagmaal bring gelowiges saam as 'n gemeenskap, wat eenheid en verbondenheid onder mekaar en met Christus beklemtoon. Nou, hierdie is net so belangrik, want Paulus spreek oor die verskillende ledemate van die liggaam van Christus. Verskillende ledemate verrig verskillende funksies. Nou, ek glo aan die sê ding, you were born for a time such as this, in a place such as this. Jy is vir 'n rede hier geplaas, om jou rol, jou eie rol in die liggaam van Christus te kom vervul. Nie net het Christus deur die brood vir ons sy liggaam gegee nie, maar hy het ook vir jou wat deel is van daardie liggaam van Christus 'n funksie gegee. Die nagmaal herinner ons net om saam ons funksie te kom vervul in die liggaam van Christus. Dit is nie toevallig dat jy vanoggend hier in Nuwe Hoop gemeente sit en luister na hierdie preek nie. Dit is nie toevallig dat jy hier geland het nie. Jy het jou funksie hier kom verkry. En jy gaan jou funksie dien vir die liggaam van Christus. En dit is waarom die brood ook so belangrik is om jou weer bewus te maak van die liggaam van Christus, maar ook die funksie van verskillende ledemate. Jou vinger kan immers nie die funksie van jou been verrig nie. Jy kan probeer, maar ek kan nie dink dat dit goed gaan eindig nie. Dit is hoekom jy hier is vandag, om die funksie wat jy het te vervul. En die nagmaal dien ook as 'n herinnering daaraan. En dan die laaste ding wat die nagmaal aan ons bied, is die verwagting van die wederkoms. Die Here het nie net vir ons gesê, okay, well now hurry up and wait. En hy het niks ingelos nie. Die Here het vir ons 'n belofte en 'n verbond gelos, wat ons soveel as moontlik ter herinnering aan hom kan gebruik. Nagmaal is nie net vir Sondag hier in die kerk nie. Nagmaal is nie net vir uitgesoekte datums op die kerkkalender nie. Jy kan nagmaal by jou huis hou, as jy voel jy wil nader aan God kom. Met die wete dat ons God kom weer. Die koninkryk van God kom weer, want Jesus het gesê, solank as wat die koninkryk van God nog nie gekom het nie, sal hy nie weer van die vrug van die druiwestok drink nie. So hy wag vir die dag wat ons almal om daai feestafel gaan sit, saam met hom, om weer daardie feesmaal saam met hom te geniet. Maar tot dan het hy vir ons die nagmaal gelos. Ek weet, mense sê baie keer, ja, maar jy lewe net een keer, of life is short, you better enjoy it. Maar ek glo aan die ding wat sê, eternity is long, you better prepare for it. Jy weet, die Here gee vir ons hierdie dinge om ons voor te berei vir 'n ewigheid saam met hom. Dit gaan nie net oor die kruisdood nie. Dit gaan oor 'n belofte, 'n vaste, pasbare belofte wat God vir ons gee, wat sê, ek kom weer. Julle gaan saam met my in die huis van die Here wees tot in lente van dag. As ons dink daaraan, Jesus se bediening van begin tot einde was ek dink 42 jaar.
Hoeveel? 43. Okay. So hy was nie lank met ons op orde nie. Jy weet, hy was nie lank nie. Maar die impak was laas nie. Nou net so is ek en jy nie baie lank nie. Ek dink op hierdie stadium is die maksimum 120 jaar vir die wat nou regtig uithouers en aanhouers is. Ja, jy het definitief 'n expiry date. So hier op aarde is dit net 'n kleedrepetisie. Jy doen jou doel op aarde om die koninkryk van God te bou, maar hiervan af verhuis jy na ewigheid toe, wat nimmer eindigend is. Dit hou nooit op nie. So dit wat jy hier doen, moet 'n voorbereiding wees vir daardie belofte. Die Here het nie net daardie belofte gemaak vir daardie oomblik net vir sy disippels nie. Daardie beloftes, daardie covenant is belangrik tot vandag toe. Maak seker dat dit waarin jy jou tyd belê, ewigheidswaarde dra. Net soos wat Jesus gedoen het, 'n ewigheidswaarde gedra het. Dit nou net om alles saam te vat, die nagmaal is 'n gedagtenis, doen dit tot my gedagtenis, het die Here vir ons gesê. Die nagmaal as verkondiging, maar staan in die Bybel, elke keer as julle hierdie brood eet, en van die beker neem, verkondig julle die Here se dood, totdat hy kom. Die nagmaal as gemeenskap, die samekoms van Christene, en hierdie is ook 'n baie awesome belofte wat ons het van die Here af, is hy sê vir ons, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. So die samekoms van Christene is ook net so belangrik, soos wat jou individuele gebedslewe, jou individuele verhouding met God is. En dan die nagmaal as 'n verwagting. Die Here sal eers weer bynuttig saam met ons. En dit is 'n belofte. Hy kom weer. Is jy gereed? As daai dag môre moet aanbreek, is jy gereed? En wat ek vandag baie graag met julle wil doen is die volgende. Ek sien hier voor is nagmaal elemente en ek het daar agteroor nagmaal elemente reggesit. Ek wil hê ons moet dit vandag in die kerk gebruik nie. Die kerk is net 'n gebou. Dit is vir ons saamkom. Ons kan onder 'n boom ook saamkom, ons kan by die huis ook saamkom. Die kerk is net 'n gebou. Ek wil hê jy moet vandag die nagmaal elemente neem en saam met jou huis toe vat. En saam met jou gesin dit nuttig in 'n stil oomblik ter herinnering aan Jesus Christus en hierdie verbond. Moenie vandag dink aan die kruis en verslaan wees nie. Moenie vandag net stil staan by die dood van Jesus Christus. Gaan staan vandag stil met die wete dat hy het vir jou iets tasbaar gelos om te doen ter eer en verheerliking van sy naam, totdat hy weer by ons sal wees. Die kruisdood is een ding. It's a moment in time. Ja, 'n baie relevante moment in time. Jy weet, maar ek dink as jy in daai tyd geleef het, ek kan nie dink hoe Maria moes gevoel het toe sy sien haar seun hang aan die kruis en daar's nie meer lewe nie. Ek dink baie mense het die vraag gevra, maar nou wat nou?
Maar voordat Jesus aan daai kruis gehang het, het hy reeds vir ons hierdie gebruik gegee as 'n belofte. Dit is nie die einde nie. Jy kan steeds nagmaal saam met jou gesin gebruik. Ter gedagtenis aan hom, want hy kom weer. Ek het verlede week, toe ons Bybelstudie gehad het, of nie Bybelstudie nie, biddies gehad het hier buite, so 'n bietjie buiteligdiens gehad, want ons government was so oulik om die krag af te sit, so ons kon nie regtig iets sien in die kerk nie. So ons het 'n buitelig biddiens gehad verlede week, dit was eintlik baie spesiaal. Toe sê ek vir die mense teenwoordig daar, we serve a very living God. Ons hoef nie voor 'n standbeeld te kniel nie. Ons hoef nie voor 'n figuur te bid wat jare terug bestaan het, maar nou volg ons nog steeds sy maniere en sy gebruike nie. Die God waartoe ons bid is very much alive. En dit is waar ek wil hê, jy moet jou fokus vandag vestig, as jy daai nagmaal gebruik. God is nie dood nie. Jesus is nie dood nie. Hy het alreeds die belofte vir ons deur die nagmaal gegee. Jou sondes is vergewe en hy kom weer. Hy is lewendig. He is very much alive. We serve a God that is very much alive. So vandag wil ek hê jy moet jou nagmaal elemente saam met jou neem. En as 'n gesin gaan sit, en ek wil hê jy moet dink aan die belofte wat God vir jou gegee het en die tasbaarheid daarvan. Hoe kosbaar is dit nie? Dat dit deur al die jare vandat Christus gesterf het, tot vandag toe waar ons hier staan, nog nooit uitgesterf het nie. Hoekom nie? Want die gebruik is die gebruik van 'n lewende God. Ons moet dit so sien as nagedagtenis aan Jesus. Hy is hier in ons midde. Hy is elke dag teenwoordig in jou lewe as jy hom toelaat. The cross did not have the final say. Die Here is lewendig en hy het ons beloof, hy kom weer. En ek kan so seker soos wat ek hier staan vandag vir julle sê, that God keeps his promises. So ons kan vir 'n feit weet, daardie dag kom. My vraag is jy gereed? En dan wil ek net vandag afsluit met 'n gebed. Nou kan ons agtertoe beweeg en net rustig koffie en jou nagmaal elemente kan jy of hier voor kry of daar agter. Neem dit saam met jou vandag en doen dit saam met jou gesin, by die huis in 'n stil plek. En besef ook nie die rol daarvan. Kom ons sluit gou ons oë. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons daardie tasbare gebruik gelos het. Dat ons vir 'n feit kan weet, U kom weer, Here. Dat ons kan weet, ons God lewe. Die kruisdood was nie finaal nie, Here. Dit het nie die finale sê gehad nie. Dankie dat ons 'n lewende God kan dien. Dankie dat ons kan weet dat U hand is nooit te ver om te hou nie, Here. Dat ons kan weet, U is teenwoordig in ons lewens, elke liewe dag. Here, ek vra dat U die nagmaal wat elke gesin gaan gebruik, sal seën daar waar hulle dit doen in die stilte van hulle huise, Here. En ek vra dat U so teenwoordig sal wees, dat U presence tasbaar sal voel vir hulle, Here. Here, ek vra dat die Heilige Gees sal stil staan by elke persoon
dat hulle opnuut kan besef, U is met ons. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. En dan wil ek net gehou, is eintlik ook 'n baie hartseer oggend vir ons vanoggend. Blye maar 'n hartseer oggend. Ek wil net gou hê dat Angela en Skalk en Wayne en alles sal met gou vir ons vorentoe kom. Asseblief. Nou ons is vandag hartseer maar bly. Hartseer omdat ons hulle verloor. Bly omdat hulle suksesvol gaan immigreer en hulle gaan 'n nuwe lewe daar in Amerika begin. Hulle vlieg Woensdag. So ons wil net vir julle bid voordat julle die vlug maak daar na Amerika toe. So ek wil net vra dat elkeen net in 'n hande net sal uitsteek na hulle toe. Dan gaan ek net 'n seëngebed vir hulle doen vir beskerming en vir bewaring en dat hulle toekoms goed sal wees en dat hulle in die pad van die Here sal volg. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ek bring hierdie gesin voor U. Here, dankie vir die tydperk wat U hulle geleen het aan ons hier by hierdie gemeente en die rol wat hulle gespeel het, Here. Die rol wat hulle gespeel het was baie groot en ons is dankbaar daarvoor. Here, ek kom vra dat U hulle sal behoed en bewaar daar waar hulle nou in Novemberland gaan begin. Here, ons weet where you guide, you provide. So ek vra dat U met hulle sal wees, Here, hulle sal behoed en bewaar. En uit Nuwe Hoop gemeente pleit ons hulle onder die bloed, Here. En ons stuur hulle die wêreld in. Mag hulle lig dra, Here. Mag alles wat goed is, hulle pad kruis. Mag U hand van seëning en beskerming oor hulle wees. En mag alles wat hulle in die naam van Jesus Christus aanpak, 'n sukses wees. Ons seën hulle, Here. En ons sê vaarwel met harte wat vertrou op U. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie. Is julle haastig? Staan braai iemand vandag? Okay, julle sê ja, so ek gaan huisbesoek kom doen. Ons het vandag bietjie, daar's te veel eiers gewees. Ons het dit as prins eintlik ekstra gekoop, maar het hulle daar agter gaan gooi vir die kinders, so hulle moet dit gaan soek en dan kan hulle te kere gaan daar agter. So ons het die sterkte vir julle wat te kinders die meeste eiers kry. En dan gaan ons jeug toe vanaand. Of wil julle jeug hê? Kyk, die skare het gepraat, daar's jeug vanaand. Is jy reg met die ouers? Die ouers lyk nie so convinced nie. Maar kyk, ons sal daar praat van die diens met almal. En dan ek sien daar's kolwyntjies of muffins. Kolwyntjies is die regte woord. Yes. Baie dankie, dis wat ek nou wil sê. Dankie vir die kolwyntjies aan die bakkers en die asseblief mense, daar's voor julle braai met gas, dan kan jy vinnig braai. Maar ons het vir julle koffie en kolwyntjies en koekies en allerhande goed. So asseblief. En dan gaan ek net vir ons die diens afsluit. Dankie Here vir hierdie mooi dag. Dankie vir die liefde, die oneindige liefde. Dankie vir die mooi boodskap wat ons kon ontvang het. En hoe Liesel ons vandag bedien het. Wees so met elkeen nou ons veilig oor hierdie spesiale tyd, Here. En dat ons net tyd sal familie spandeer en regtig net stil raak by U. En weet, U is met ons en saam met ons. Here, werk in elke hart. Beweeg in ons harte en wees met ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.